Welkom by hierdie sessie van Finansiële Vrykursus. Weereens, baie bly om jou nog hier so te sien en deur te druk. Nou, die tyd is nou. Ek het dit in die eerste dag, in die eerste sessie het ek hierdie aangekondig dat die tyd is nou. Hier is 'n belangrike ding om aan jou te verduidelik. Ons het gepraat oor die koninkryk, ons het gepraat oor die voorspoed en die koninkryk wat vernote is, dis een. Wat Jesus in ons kom doen het. Maar jy mag dalk heiliglik vasgevang wees in skuld as gevolg van jou optrede van die verlede. En alhoewel jy voorspoed verstaan, want in die wêreldse stelsel soek ons soek meer, want ons het skuld, ons moet meer kry, meer geld. Hoe gaan ek meer geld kry? Maar ek gaan nou begin om eers met jou ook te deel oor, dis goed dat ons verstaan oor voorspoed, maar hoe kan ons bonatuurlik ontslae raak van skuld? So hierdie wil ek titel as bonatuurlike kwytskelding van skuld. So ja, daar's 'n transformering wat plaasgevind het. Ons het in God se manier van dinge gekom, maar nou gaan die Here jou help om bonatuurlik van skuld verlos te word. En daar's 'n mooi gedeelte om te begin hier vandag. En dit vind ons in Matteus 11 vers 12 wat sê: sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe. So van Johannes die Doper af tot nou toe, dis nou, vandag, die tyd is nou, breek die koninkryk van die hemel, vir homself 'n pad oop, en die mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. So hier is 'n koninkryksbeginsel vir jou. Voorspoed gaan met ander woorde nie uit die hemel net in ons skote val, omdat ons onsself Christene noem nie. Omdat ons kerk toe gaan, en omdat ons 'n mooi liedjie sing, en omdat ons geld gee, wat ook al. Daar is koninkryksbeginsels wat in jou situasie en in jou omstandighede toegepas moet word, alvorens jy die manifestasie van voorspoed gaan sien. En ons moet dit adresseer, ons moet daarna kyk. Baie aspekte. Want meer as 90% van die liggaam van Christene, is 'n skuld vasgevang, en hulle weet nie hoe om dit uit te kom nie. En dis 'n strategie. Satan en hel werk elke dag daaraan om ons in skuld te hou, want dit weerhou ons dat ons hierdie effektiewe tuinslang in God se hande kan wees om 'n seën vir die wêreld te kan wees. En net vinnig om hierdie as 'n oorsig vir jou te gee, is dat deels van hoekom ons ook nie hierdie sien, die effek van die seën in ons lewens nie, is aangaande voorspoed nie, is omdat ons dink dat geld is ewel, en geld is nie ewel nie, want 1 Timoteus 6 vers 10 sê vir ons, dat geldgierigheid of die liefde vir geld is die wortel na allerlei kwaad. So is die liefde, die gierigheid van geld. Dis wat Jesus ons sê, die heidene soek na hierdie, om al hierdie te kry. Maar ek kan nie bepaal, as ek 'n tuinslang in die hande van die Here is, en sy wil is voorspoed vir my lewe, om 'n seën te kan wees nie, die nat binne hierdie tuinslang in my lewe, ek kan nie sê, nee, ek wil 'n seën wees, maar ek wil nie nat word nie. Jy kan dit nie vir mekaar skei nie. Maar, nou moet ons verstaan, dat die liefde vir geld en my drang na geld gaan hierdie definitief blok in my lewe. So hier is weer eens 'n koninkryksbeginsel vir jou, as jy saam mee kan lees. Wat jy vandag doen ter wille van môre word 'n belegging genoem. Maar wat jy vandag doen ten koste van môre word skuld genoem. So verstaan hierdie beginsel. Nou ek kan nie hierdie alles aan jou oordra en met jou deel of aan jou bekend maak, is 'n beter woord, as God nie 'n plan het nie. God het definitief 'n plan om jou skuld vry te kry. God het definitief 'n plan om jou te bring na meer as genoeg in die land van die lewendes. So van die begin af het God 'n behoorlike, volmaakte omgewing vir ons geskep, 'n verhouding met die mens geskep, om in hierdie aarde te leef, Adam en Eva in die tuin van Eden. En El Elyon, die Allerhoogste, wil hê ons met hierdie verhouding nog met hom hê. Nou in Jesaja 55 vers 8 sê hy vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie. En ons moet dit verstaan, dat God het 'n hoër weg, God het 'n plan. En hoe ons dink dit moet wees, is nie hoe God dink aangaande ons nie. Maar, kom ons kyk gou heel eerstens, na, wat is die doel van geld dan? Hoekom het 'n geld in my hande? Waarom is dit God se wil vir jou, met ander woorde, om voorspoedig te wees? En hier is my eenvoudige rede daarvoor. Die heel eerste een is, en ek sê eenvoudig, bedoel ek net, dit is so eenvoudig, dit kom uit die woord uit, maar die eerste een is om die wêreld te evangeliseer.
Want Jesus het ook gekom om die te red wat verlore is. En dit kos geld om hierdie wêreld te evangeliseer. Dit kos geld om hierdie woord te kan uitdra. Tweedens, deur te demonstreer dat die werke van die vyand in jou lewe vernietig is. Ons lewe moet dit demonstreer dat sy verbond in ons lewens bevestig is. Ons kan nie broke, busted en disgusted in die lewe wees en onsself Christene noem nie. Die moslims sal vir ons lag as ons dit sê. En hulle doen. Nee, ons kan nie so leef nie. Ons moet uitstaan. Ons moet sout wees. Ons moet lig wees. En jy moet dit glo. En laastens, sodat jy die lewe in Christus kan hê en dit in oorvloed. En dit sluit finansies. Daai lewe is veel meer as finansies, maar dit sluit dit definitief in. Maar kom ek lees vir ons hierso uit Romeine 13 vers 11 in die Amplified. You know what a critical hour is. Dit is nou in lyn met wat ek sê, die tyd is nou. Dis nou die tyd. You know what a critical hour this is. How it's high time now for you to wake up of your sleep and rose to reality. For salvation, your final deliverance is nearer to us now than when we first believed and heard to or trusted in and relied on Christ the Messiah. Nou, daai woord verlossing, your salvation, your final deliverance, that word salvation, saligheid, of verlossing in die Grieks beteken soteria. En dit beteken deliverance, preservation, safety, setting us free from a limited existence. So, kom ek vertaal hier weer. For salvation, setting you free from a limited existence is nearer to you now as then when you first believed it. Hallelujah. Or heard about this. So ek kondig vandag aan hierso, op grond van hierdie woord, dat jou uur van verlossing het dus aangebreek. Jou soteria het aangebreek. Die woord verlossing beteken meer as bloot net wedergeboorte. Die Griekse betekenis is soteria, wat bevryding, beskerming, heelheid, voorspoed, gesondheid en bewaring beteken. Jou uur van verlossing is hier. Halleluja, iemand skree halleluja, want dit is wat die goeie nuus is. So kom ons gaan voort in hierdie waarheid, aangaande dit. Finansies en tegniek het die volgende gesê, en dit is so 'n waarstelling van wat die toestand spesifiek in Suid-Afrika is, maar is eintlik ook in die wêreld. En het gesê dat Suid-Afrikaners leen klaarblyklik grootskeeps geld om by versekeraars te belê. En dit laat hulle skuld verder styg, en dan belê hulle weer by die versekeraars om hul skuld af te los. En dit word 'n bose kringloop waar hulle moeilik gaan ontkom. Nou, ek en Trohandi in ons moeilikste tye is dit wat die Here vir my gesê het, om hierdie woord met ander met eenvoudigheid te begin te deel. En dis wat ek ook hierso nog met jou doen, na 26 jaar hieroor, dat ek glo nog steeds daaraan, en ek sien die vrug op dit. En ek het nie geweet hoe om dit te doen nie, want mense wil sien wat jy leef en wat jy sê. Weet, the proof is in the pudding. Steven, as jy hierdie sê, dan wil ons dit sien in jou lewe. Daai stadium het ek het ook nog nie in my lewe gesien nie, maar ek het geglo deur openbaring. Ons was in skuld. Ons het van een salarischeck na die volgende een geleef, tot die volgende een, met baie tekort tussenin, en natuurlijk, jy weet, jy teen die tweede is jy alweer broke, busted en disgusted. En hier wil die Here hê ek moet preek oor die oorvloedige lewe in Christus, en spesifiek finansiële voorspoed. So deur studie in sy woord het ons lewens drasties begin te verander. So wat ek vir jou probeer sê deur is dat God se wyse werk. En dit werk vir jou. Dit begin deur 'n kwaliteitsbesluit te neem. Om skuldvry te kom. 'n Kwaliteitsbesluit om die beste en die mooiste van wat die Here vir jou instoor het, te neem en jou lewe te sien. 'n Veranderde denkpatroon en positiewe, geesvervulde, woordgebaseerde belydenis. Dit is waarmee dit begin. En dit was ons hartsbegeerte om uit skuld uit te wees. Om in alles behoeftes in voorsien te wees en onmiddellik te kan saai. Ons het dit as deel van ons motto gemaak, is dat al ons behoeftes is te voorsien, dat ons is skuldvry en ons het baie meer om nog te saai, mildelik. So ek en my vrou het dit deel van ons gemaak, en hierdie belydenis is vandag 'n realiteit, maar dit het nie oornag gebeur nie. Dis 'n proses, maar dit begin deur daai besluit. So kom ek vra vandag vir jou, wat nou na my kyk, dat wil jy skuldvry wees, en dan mag jy jou hand opsteek, want jy wil graag.
Dit begin deur 'n besluit. Hou op om fed up te wees. Hou op om fed up te wees van nie genoeg nie. Hou op om fed up te wees van te min kos in jou kas. Hou op om fed up te wees van te veel rekening betaal moet word. Hou op fed up wees. Jy weet, kinders kom van die skool af en hulle sê ons moet net nog meer hê, ons moet rekening betaal word en ons moet dit vir die skool gee en ons moet hierdie doen en dan sê ons, waar kom die geld vandaan? Dink jy dit gaan op my rug groei? Of dink jy dit groei in die bome? Jy weet, dis ons reaksie op die kinders en maar dit is nie so nie. Ons moenie dit bely nie. Indien jy moeg is vir onbetaalde rekeninge, om vir skuldeisers weg te kruip, ek weet hoe dit voel. Jy weet, wanneer daai skuldeisers jou bel, en dan bly jy bel, en hulle kom, en hulle bel net weer. Ek onthou een keer het hulle my so gebel, en toe, ek het geweet as hulle my bel, daai tyd was nog nie selfone gewees nie, dis my landlyn wat bel, en ek het net geweet as hulle wat my bel, en toe ek antwoord, toe sê ek net, in die naam van Jesus is elke behoefte vir my voorsien, en aan die ander kant van die lyn, reg meneer, dit is Wesbank wat bel, maar dit was net so, ek was so vol van dit gewees, dat ek het net uitgespreek het, so ek het 'n besluit geneem, ek is fed up, en ek is nou klaar om fed up te wees, my situasie gaan nou verander, en dis wat ek wil oordra na jou toe. So, as dit jou gevoel is, en dit is jou besluit is, dan is hierdie boodskap vir jou. Die tyd, met ander woorde, waar jy net droom van die goeie lewe, en wonder of het ooit sal realiseer in jou lewe, is verby. Dis verby. Die tyd, om die manifestasie van jou gebede te sien, en dit te leef wat God vir elkeen van ons bedoel het, as 'n kind van God, is nou vir jou. Die tyd is nou. Amen. So, dit is moontlik. Waarom? Want Genesis 18 vers 14 sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Die nuwe vertaling sê, is iets te buitengewoon vir die Here. Ek vra dit, is iets te buitengewoon vir die Here vir jou? Ek vra dit vir jou, sou iets te wonderbaar wees vir die Here? Vir jou? Die Amplified sê, is anything too hard or too wonderful for the Lord? No. Want kyk wat sê Efesiërs 3 vers 20, Ephesians 3:20 in the Amplified, God, who is able to do superabundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers or dreams or desires, our false hopes. God is able, according to this power that's at work within us. So jy moet dit vandag, is enigiets te hard vir jy? As jy vandag kom sê, hoe is dit moontlik? Steven, ek het miljoene rande skuld. Ek weet nie hoe ek my rekening gaan betaal nie. Ek weet nie hoe, bonatuurlik kan God dit vir jou doen. Glo hom vandag. Hy het 'n plan, hy het 'n weg vir jou. Maak nie saak hoe die Here dit gaan doen nie. Ek het vir myself destyds gesê, dat as iemand 'n bank beroof het, of geld gesteel het, waar ook al, skelms natuurlik, en daai geld is vasgebind op 'n donkie, en daai donkie kom na my aan, jy weet, dan die Here vir my voorsien. Ek gee nie om hoe dit aan my toe gaan kom. As engele vir my bring, of as dit 'n boom gaan groei, hoe dit ook al sê, wat ek probeer sê is net, ek gaan nie die Here beperk in die bonatuurlike nie. Nou, ek gaan in die volgende program, gaan ek met jou deel oor Dawid, wat na die spruit toe gegaan het, en 5 klippies vir hom gaan optel het, om Goliat te verslaan. Goliat is daai reus, wat daar is, wat ons wil intimideer. Maar voor ons daarby gaan uitkom, gebruik ek daai analogie, en ek wil vir jou sê, daar's 5 kragtige beginsels, aangaande voorspoed, jou skuldvryheid, wat gewaarborg is. 5 kragtige beginsels, wat ek hier met jou wil deurgee. So onthou, ek gebruik die analogie van die klip, van Dawid, wat hy die spruit gehad. Die klip nommer 1, 3 dinge wat jy moet weet. En ek gaan net deur hierdie om goue inleiding vir jou te skep. 3 dinge wat jy weet. Eerstens, jou Vader is 'n God wat jou uit skuld kan bevry. Tweedens, hy is geen aannemer van mense nie. Verstaan dit vandag hier. Derdens, hy wil jou finansiëel en voorspoedig hê. Ek dink ons het genoeg tyd daar spandeer, dat jy dit vandag kan glo. Klip nommer 2, 2 dinge wat jy onmiddellik moet begin te doen, hier vandag, om die bonatuurlike in jou lewe te aktiveer. Eerstens, jy moet dit begin te doen, wat voorspoed aktiveer, en jou uit skuld uit gaan bring. Ons gaan daaroor praat, meer, nog in die loop van hierdie programme. Tweedens, van vandag af praat, asof jy finansiëel vry is. Tik gou onder, ek wil gou weet, is julle al finansiëel, wie van julle is finansiëel vry? Skuldvry. As jy is, of nog nie is nie, tik dit daar. Maar, hier is die vraag nou,
toe jy die heel eerste keer die hand opgesteek en sê, ek wil Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker, wanneer het dit gebeur? Onmiddellik. As jy jou hand vandag opsteek en sê, Here, maak my skuld vry, dit onmiddellik gebeur. Daar's 'n proses vir jou, in jou denke en wat die Here jou wil leer om dit uit te speel in jou lewe. Maar dit kan ook in een oomblik gebeur. Ek gaan nie die Here beperk nie. Maar wat belangrik is, van vandag af begin te praat asof jy reeds finansiëel vry is of skuldvry is. Jy moet so praat. Klip nommer 3, skep 'n geopende hemel. Jy moet 'n gewer word. Jy moet finansiëel gee. Dit is hoe dit werk. Ons gaan hier meer oor hierdie praat in diepte. Klip nommer 4, laat skuldvryheid vloei. Wat bedoel ek met vloei? Jy moet die goue reël of die beginsel in jou oorlog teen skuld toepas en dis saai en maai. Dis verskillend as om 'n gewer te wees. Kom ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. Daar sit my seun in die agterkant, weet hy doen die editing daarso en hy doen die PowerPoint presentasie vir julle en hy neem hierdie op. So met ander woorde, hy's 'n gewer. Hy gee sy tyd. En daar's seën op dit. Die Here begunstig hom. Die Here gee hom die vermoë. Hy aktiveer daai nou in sy lewe omdat hy gee sy tyd verniet in hierdie dag om te kan gee in die werk van die Here. Maar klip nommer 4 is jy moet die goue reël of beginsel in die oorlog teen skuld toepas en dis saai en maai. Nou Anton ken hierdie beginsels en hy het so 'n week terug vir my gesê, Dad, ek wil 'n bedrag saai solank in hierdie finansiële vrykurs wat jy nou gaan aanbied. En wat ons nou op hierdie platform gaan sit. En hy het 'n bedrag gesaai ook. So hy het klaar klip nommer 3 en klip nommer 4 het hy geaktiveer. Sien julle mooi is hierdie? En dit is wat ons moet begin te verstaan. Begin 'n gewer word, maar begin ook 'n saaier word. Saai finansiëel. Klip nommer 5, maak die hemel heeltyd bewus van jou besluit en dis gebed. Hoor hierdie mooi gedeelte in Handelinge 10 vers 30 tot 31. En Cornelius sê 4 dae gelede, wanneer? 4 dae gelede, was ek besig om te bid tot op hierdie uur. En die 9de uur het ek in my huis gebid en met een staan daar 'n man voor my in 'n blink kleed en sê, Cornelius, jou gebed is verhoor en jou almoëse, jou saai, is voor God in herinnering gebring. Nou, dit moet kragtig wees. Dat wanneer iemand bid, hoor God dit, maar nie net hoor God dit nie, ook dit wat hy gesaai het, kom voor God. En dit herinner God wat jy geaktiveer het. Dit is 'n baie kragtige beginsel. En ek wil jou aanmoedig hierso vandag in hierdie program, soos wat jy nou na hierdie luister. Maak hierdie beginsel, aktiveer dit nou. Jy hoor die woord, die saaier saai die woord, en jy het gebid vir finansiële vryheid, jy het gebid vir voorspoed in die lewe, saai nou. Doen dit nou. Jy kan hierdie pos. En saai onmiddellik, want dit is 'n koninkryksbeginsel. Ek vra nie vir jou geld hierdeur nie. Ek het dit klaar opgeneem, klaar gedoen. Maar dis hoe dit werk. So kyk saam met, breek los van die wêreldse skuldstelsel en betree God se ekonomie. Baie van ons is vasgevang in 'n siklus van skuld. Net soos wat ek gesê het, lugvaart, wat is nou daai rocket daar in die atmosfeer is, so is as hy buite 'n wentelbaan is, dan sukkel hy. Maar in hierdie skuld is ons vasgevang binne daai siektes. Ons sukkel ons gebruik energie, ons gebruik krag, gebed en ons smeek en ons bid en ons sukkel om oor die weg te kom. En ons leef van salaris tot salaris en sukkel om klaar te kom. Maar die wêreld het ons gekondisioneer. Ek wil nou nie weer herhaal wat ek al reeds gesê het nie, oor lenings en al die, maar dit is nie God se beste vir ons nie. Kyk saam met my. Skuld is 'n stelsel wat ontwerp is om ons gebonde te hou, wat ons vermoë beperk om in finansiële vryheid te wandel en God se doel met ons lewens te vervul. So hierdie finansiële kursus gaan nie oor finansiële welvaart in die wêreldse sin nie, dit gaan oor ware finansiële vryheid, koninkryksekonomie. So Jesus het gekom om ons vry te maak. Definitief, nie net geestelik nie, maar op elke gebied van ons lewens het hy gekom om ons vry te maak, insluitend ons finansies. In Lukas 4 vers 18 tot 19 sê hy vir ons, die gees van die Here is op my. Jesus preek hier in die sinagoge. En hy haal hom aan uit Jesaja uit, wat oor hom al reeds geprofeteer is deur die profeet Jesaja. En Jesus sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring.
Hy het my gestuur om die verbrysel van hartes te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, en die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Daar is soveel mooi beloftes in daai stelling. Nou skuld is 'n vorm van slawerny. Ons weet dit. Want Spreuke 22 vers 7 sê, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Jy sien? Daar sê die woord vir ons. So wanneer jy in skuld is jy onderdruk. En Jesus die gesalfde een het gesê dat hy is deur God gestuur om vrylating aan die gevangenes uit te roep en om die onderdruktes in vryheid uit te stuur. Nou jy mag dit interpreteer soos jy wil en jy kan. Ek bedoel, want dit moenie die Here in 'n boks sit nie, moenie hom beperk nie. Maar in hierdie geval, wat ons hier praat, het hy, en dis hoe ek het in my lewe geïnterpreteer het, is dat ek is nie meer onderdruk van skuld nie, ek is vry in die naam van Jesus. So wanneer jy vasgevang is in skuld, kredietkaartskuld, en lenings, en verbande, en motorfinansiering, en selfs kos en klererekening, is jy gevangene, en jy's 'n onderdrukte. Nou wanneer ons in skuld is ons nie vry nie. Ons werk hard, maar baie van wat ons verdien gaan om af te betaal wat ons skuld. Ons dink ons gaan 1 tree vooruit, net om weer onsself te bevind met 4 tree terug. En dit is slawerny. Skuld dwing ons om besluite te neem op grond van finansiële beperkings, eerder as om op geloof op God te vertrou en sy voorsiening. So as God ons vra om in sy koninkryk te saai, of dat hy beheer kan neem van die tuinslang, dan sê ons, nee Here, ons kan nie, ons moet nog hierdie rekeninge betaal. Jy sien? En ons doen dit nie volgens God se manier nie. Ons moet vrykom daarvan. So dit is hoe die vyand mense vasgevang hou in finansiële tekort. Die gees van skuld is van geslag tot geslag oorgedra. Maar ek echo vandag hierso vir ons, deur die woord van Jesus Christus, dit het vir jou vryheid gekom. Ek echo die woord van Jesus, dat vir jou vrylating gekom, om die onderdruktes vry weg te stuur, om vir die armoedes aan te kondig, jy hoef nie meer arm te wees nie. Dit is die waarheid. Dis wat Jesus gesê het. So daar's 'n krag, daar's 'n salwing beskikbaar vir die Here vandag aan ons wil vrylaat. En jy moet sê, ek wil dit ontvang, Here, want teen die tyd wat jy vandag hierdie klaar gaan luister, gaan ons die salwing hê vir skulddelging. Ons gaan dit ontvang, want Jesus het gesê, daar's 'n salwing beskikbaar wat elke las lig en elke juk sal breek. En skuld is 'n juk. Ons wil dit breek deur hierdie salwing. En alvorens ons kan baat vind by die salwing, moet ons besef dat skuld is nie van die Here nie. So kom ons kyk daarna. Breek die juk met God se ekonomiese beginsels. Breek die juk met dit. Kom ons kyk na finansiële misleiding heel eerste. En ek gaan vir julle 'n scenario hierso voorstel. Ons kom almal uit families waar ons geleer is dat ons geld moet leen vir die wat ons weet vir wat ons graag wil koop. Met alle bedoelings, daai tyd het dit so gewerk. My pa, toe ek nou my heel eerste salaris kry, toe sê my pa, kom seun, ek vat jou, ons gaan vir jou kar koop. Ons gaan vir jou kar koop, en by die bankbestuurder gekom en sê, hallo meneer Poggenpoel, en meneer Poggenpoel sê, hallo Fanie, hoekom is hallo Fanie, ek ken jou, want Fanie is 'n goeie kliënt, hoekom is Fanie 'n goeie kliënt, want my pa nou, want Fanie het baie skuld. En as jy baie skuld het, en jy bestuur dit reg, jy betaal jou rekeninge, dan het jy 'n goeie naam. Wat 'n leen is dit nie. Dis 'n misleiding. Ek ry eendag Potchefstroom toe, en terwyl ek so toe ry, ek hoor in my gees die Here praat. Hy sê vir my, Steven, wat is jou inkomste? En ek antwoord die Here met my salaris. Ek sê vir hom, dit is wat dit is. Ek kan nie toe wat was, kom ons sê, dit was R10,000 gewees. Ek sê, Here, my inkomste is R10,000. En die Here sê vir my, jy weet nou net jouself beperk op wat ek vir jou wil hê, kom uit van slawe, kom uit hierdie beperking van my voorsiening. Want jy dink jou voorsiening deur 'n salaris is R10,000. Maar wat daarvan is ek vir jou deur my koninkryk vir jou wil vrylaat, of jou wil gee, is R20,000. En van daai dag af het ek nooit weer begin praat van 'n salaris nie. Praat van 'n inkomste in my lewe. So as gevolg daarvan word die skuldgees nou van generasie tot generasie oorgedra, en ons verlaat ons ouerhuis en leen geld om vir ons
kar te koop en sogenaamd te help op ons voete te kom. En dis nie wat gebeur. My pa het met alle bedoelings het hy gedink, weet, hy het 'n goeie naam met die bank en hy gaan met die bankbestuurder praat en ons gaan vir my kar koop en ons het dit so gedoen. Maar ek was nou 'n slaaf gewees. Ek was elke maand daai lening betaal. En ek het met die volgende kar nie geweet, toe ek 'n bietjie meer kry, toe dink ek, okay, nou kan ek 'n beter kar vir my koop, maar eintlik het ek net vir my in meer skuld ingedompel. So ons leef van een salaris steek tot die volgende een en dit beteken as 'n lewe van tekort. So hier's 'n voorstelling wat ek gou aan julle wil deel. Ek lees dit vir julle. Jan het op 23-jarige ouderdom as ingenieur gekwalifiseer en het dadelik 'n betrekking by 'n groot maatskappy aanvaar. Alhoewel die salaris wat aangebied is klein was in vergelyking met ander pas gekwalifiseerde ingenieurs, het hy gevoel dat daar meer sekuriteit by so 'n groot maatskappy is. Misleiding. Verder het hulle hom die opsie gegee om sy salaris selfs binne sekere riglyne te struktureer. Hy het die ou Volkswagen Golf wat hy by sy pa gekry het as student en deel van 'n woonstel het hy nog gery en 'n woonstel het hy gedeel met 'n vriend wat nie te ver van die werk af is nie. En sy eerste dag by die werk is gekenmerk deur die voltooiing van vorms en keuses en die personeelbestuurder het versekeringsmakelaar het ure saam met ons spandeer om alles in plek te kry. En alhoewel hy verplig was om aan die pensioenfonds te behoort en om fondse by aftrede beskikbaar te hê wat 'n misleiding is, kon hy by enige mediese fonds van sy keuse aansluit as hy wou. Die agent het 'n paar kwotasies voorgelê en hy het op 'n X besluit en hy kon nie sonder medes nie, ook 'n misleiding. So ons praat hier so oor misleidings. Die agent het sy belasting bereken en voorgestel dat hy 'n duurder motor sou koop en dan kan hy minder belasting betaal. Misleiding. Hy het ook 'n uittreeanniteit uitgeneem vir belastingdoeleindes. Misleiding. En om sy aftreekapitaal aan te vul. Sy pa het gesê met 'n polis en terwyl hy nou geld het, het hy uitkeerpolis uitgeneem wat oorgenoeg lewens- en ongeskiktheidsdekking het. Die kans dat hy iets kan oorkom is goed, veral in die stad. Misleiding. Na al sy maandelikse uitgawes het hy net 'n paar R100 oor gehad en dit hoofsaaklik nou uitbiljaar, want hy was nog jonk gewees en hy wil nou after al bietjie die lewe geniet, nê. Hy het begin voel dat die motor nie goed genoeg was nie. Hy is immers 'n ingenieur by 'n groot maatskappy en sy vriend ry tog 'n nuwe BMW en hy self gaan ekstra aan belasting bespaar, so hy koop toe vir 'n nuwe kar. Hy sal ook minder spendabelig dan wees, hy weet, so hy gaan nou ekstra R100 vat en hy gaan dit nou op die kar betaal. Misleiding. Hy verkoop die ou Golf en koop 'n splinte nuwe BMW of Mercedes of wat ook al jy wil hê. Die bank lyk beïndruk met hom en staan 'n lening oor 4 jaar toe. Misleiding. Hy kry sonder om te vra 'n kredietkaart as gevolg van nou sy goeie kredietwaardigheid van R15.000 beskikbare krediet. Misleiding. Sien julle al die misleidings hierso? Maar dit is baie familier wat ek met jou deel, want dit is ons norm gewees. Ons gedink dis hoe dit funksioneer. En Jan maak 'n klein berekeningsfoutjie, soos ons almal dit ook doen. Hy vergeet van die korttermyn versekeringspremie wat hy nou self moet betaal, en hy kan egter nie daarsonder nie. Misleiding. Maar hy moet dit hê, dit is verplig, want hy die kar behoort nie hom nie, behoort aan die bank, en hulle sê met 'n versekering hê. En besluit dat hy tot en met die volgende salarisverhoging met sy kredietkaart sal betaal. Daai premie. 9 maande gaan verby, sy kredietkaart is op sy limiet en hy sukkel om maandeliks by te bly. Hy lê snags wakker van bekommernis en angs en sommige dae uitgeput as hy werk toe gaan. Hy bly egter stil hieroor, sy vriend het redelik agting vir hom en sy pa is so trots op sy vordering in sy lewe. Misleiding. Daar's geen vordering in sy lewe nie. Sy volgende salarisverhoging is net genoeg om die bank tevrede te hou. En tydens 'n braai vertel iemand hom van 'n eiendomstransaksie waar dit 'n mens ekstra kapitaal kan kry, misleiding, en hy besluit om 'n huis te koop en die verband op te stoot sodat hy sy kredietkaart kan aflos. Wat het so gebeur? Die bank vereis dat hy polis moet uitneem om sy skuld vinniger af te betaal, misleiding, en die verbandsbedrag te dek indien hy sou sterf. Misleiding. Iemand by die werk spekuleer met aandele en maak goed geld daarmee, en die persoon vertel van 'n aandeel wat binne 'n maand meer as 200% kan groei. Misleiding. Jan is opgewonde en trek die oorblywende geld op sy kredietkaart daarvoor. En die aandeel doen goed genoeg en binne 3 weke toon hy 'n wins. Hy belê alles nou op 'n volgende aandeel waarvan die prys net daal. Almal bly geduldig en hoop dit sal optel, maar uiteindelik word die maatskappy gelikwideer. Misleiding. Op versoek staan die bank verdere krediet toe op voorwaarde dat hy sy polisse aan die bank sedeer. 2 jaar later trou Jan en sy vrou se salaris stel in staat om 'n groter huis te koop. Misleiding. Jan en sy swaar Piet
raak goeie vriende, en Piet het 'n besigheid wat baie potensiaal het, maar kontantvloei probleme ondervind. Hy het 'n ander boekhouer gekry wat die boeke baie beter doen, want hy betaal minder belasting, misleiding. Hy kan egter nie meer geld leen nie en vra Jan om vir hom borg te staan, want hulle is mos nou goeie vriende, sy swaartjie, van R200.000. En in ruil sal hy direkteurskap en 10% aandeelhouding verkry, en hy hoef net direksievergaderings by te woon. Sy insette sal egter baie beteken, en Jan maak so, want die wins uit 10% belang lyk goed genoeg om sy skuld onder beheer te kry. Misleiding. Op ouderdom 30 is Jan geskei, as gevolg van die huweliksdruk deur finansies, en het altyd oor geld beklei. Sy huis en motor is deur die bank teruggeneem, weens agterstallige paemente, en hy het sy polisse afgekoop om die verlies te dek. In dieselfde jaar word hy gedagvaar om die borgskap van R200.000 na te kom, wat hy in Piet en sy besigheid beloof het, en dit gaan ten gronde, en hy word ook as direkteur gedagvaar vir R150.000 se agterstallige inkomstebelasting en BTW in die besigheid. Kort daarna word hy as gevolg van agterloosheid by die werk afgedank. Jan is in sak en as en verstaan dit nie. Hy is dan 'n Christen, en hy dan gebid, en gaan byna elke tweede Sondag daarom kerk toe, en die ander dag spring hy. Misleiding. Hy lees ook gereeld sy Bybel. Misleiding. Hy kan niemand anders as God kwaadlik neem. Hy lees sy Bybel omdat hy uit nood hy Bybel lees, nie as gevolg van verhouding, dit is misleiding. Hy kan niemand anders as God kwaadlik neem vir die omstandighede waar hy hom bevind nie, want hy is mos 'n Christen. Misleiding. Hy drink meer en meer om van die gemors te vergeet. Dis ook 'n misleiding, gaan nie meer vergeet, hy gaan nie weg nie. Tydens nuwe werksonderhoude ryk hy so na drank dat elke van die 8 moontlike aanstellings deur die mat val. Hy was onbewus daarvan dat hy na drank ryk en niemand het dit vir hom gesê nie. Sy hart vir sy swaar, Piet, groei as gevolg van wat hy veroorsaak het. Jan se ouers is onbewus van sy situasie, en as hy by hulle kuier steel hy geld om drank mee te koop. En een nag jaag hy dronk oor 'n rooi verkeerslig. Jan se probleem het begin by finansiële besluite, waar hy nie die waarheid geken het nie. Hy het dit nie geken nie, omdat sy verhouding met God oppervlakkig was, en hy oningelig was. Hoor hierdie vandag. Sy hoogmoed het vir Satan net soveel makliker gemaak, om hom in die verknorsing te laat beland. Na die ongeluk kon hy oorbegin, hierdie keer in nederigheid en in afhanklikheid van God, omdat hy teenoor sy ouers bely het en oor God bely het en gesê, Here, ek het 'n fout gemaak, help my met hierdie. Ek maak vandag 'n stelling aan jou, wat jy moet hoor, oor God se beste vir jou. God se plan en wil vir jou lewe, is dat jy skuldvry en 'n finansiële vryheid sal lewe. Wat 'n mooi belofte. Spreuke 22 vers 6 tot 7 sê, oefen die seun, ons het nou net gepraat oor hierdie seun, Jan. Die woord sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg. Dan sal hy, as hy oud word, daar nie van afwyk nie. En vers 7 sê nou, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. My statistieke sê, dat die meeste mense wat na my luister en na hierdie kyk, is mense wat in finansiële moeilikheid is. Jong mense wat pas afstudeer het, of wat met skool klaar is en gaan werk, luister nie na hierdie nie. Hoekom nie? Want hy is nog nie in die moeilikheid nie. Hoekom wil jy eers na hierdie luister, wanneer jy in die moeilikheid is? Met jou rug teen die muur. God se genade is oorvloedig. Maar van jongs af moet jy verstaan, dat jy kan God se manier volg. En as ouers wil ek vandag vir jou sê, leer jou kind aangaande hierdie weg. Praat met jou kinders. Leer hulle die weg. Dan sal hulle, as hulle oud word, nie daarvan afwyk nie. Buig die boompie terwyl hy jonk is. Wat is dit wat God hier ons wil leer? Ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders aangaande skuld te leer en ons vertroue in 'n wêreldse stelsel te plaas, wat ons net in slawerny wil dompel. En miskien kan ons dit nie doen nie, want jy het nog nie die waarheid gehoor nie, want hoe kan jy vir jou kind dit sê? Maar roep jou familie in en neem saam 'n besluit en sê, genoeg is genoeg. Gee leiding aan jou kinders oor hoe hulle eendag moet leef. Leer hulle die geloofslewe.
Ek het vir Samantha, my dogter, gesê, net as 'n voorbeeld, Samantha, as daar ooit iets moet gebeur en my huis brand af, net om 'n voorbeeld gebruik, moenie waardevolle goeders gryp nie, gryp my notas, gryp dit wat ek jou gedeel het, maar meer as ooit, bewaar dit in jou hart, want dit sal die lewe vir jou voortbring. Bewaar dit in jou hart. So, leer hulle die geloofsleer, leer hulle hoe God se koninkryksbeginsels van saai en maai werk. En jong mense is meer vandag besorgd oor om influencers te wees en besorgd oor status en beroemdheid en identiteit. En dit alles deur sosiale media, hierdie influencers. Leer jou kind oor die weg van die Here. Leer hom om by die voete van die Here te sit. Leer hom om te sien wat is God se beste vir hom, om nie hierdie status te hê nie. En mense ongelukkig, ek deel, dis ook so baie skrifte vir jou, met jou meedeel. Mense hoor hierdie, maar hulle doen dit nie. Daar's 'n klein persentasie wat sê ek gaan hierdie toepas in my lewe. Selfs jong mense wat begin het en dan val hy net so terug, want dit is lekker om vinnig hierdie goeders toe te pas in jou lewe. En selfs ek ook. Ek moes keer in my lewe oorbegin omdat ek het die waarheid gehoor en myself weer toegelaat om in die vloei van die wêreld in te gaan. En dan vat dit soveel meer en harder en moeiliker om weer los te breek daarvan. Maar dank die Here, ons doen dit. Oprah Winfrey het in die Oprah Magazine van 1996 al, en ek haal hierdie aan, het sy die volgende stelling gemaak. Nou, moet asseblief nie nou kommentaar lewer, soos mense al van tevore gesê het, Steven, hoekom verwys jy na Oprah Winfrey of na Richard Branson? Richard Branson is 'n ateïs. Hulle gebruik koninkryksbeginsels. Hulle is ongereed soos 'n klip. Ek gaan nie oordeel daaroor, ek noem hom net 'n voorbeeld. Ek weet dat Richard Branson is 'n erkende ateïs, maar dis nie die punt nie. Die punt is net, hulle gebruik koninkryksbeginsels in die werk vir hulle, en dis wat ek hier wil oordra. Materialistic people are more likely to be depressed. Research shows that materialistic values undermine health and well-being. People who are materialistic are more likely to be depressed, anxious, and to get stomach aches, less likely to have friends, and lack energy. When parents are materialistic, their children become materialistic. Their teenagers are much more likely to engage in risky behavior, drugs, and alcohol use. We live in a materialistic world today. It's easy for parents to complain about their children being spoiled, but they don't see the ultimate materialism in themselves. For instance, they can take only a short holiday because of work, so they spend big on the children to make up for it. Marketers are very keen on this, calling it guilt money. Changing this type of spending involves substituting. The families that I interviewed, say Oprah now, who are trying to create and commercialize lives, do time-consuming things like spending hours on birthday parties and expensive gifts. Ek wil vandag vir jou sê, sluit quote met Oprah Winfrey. Ek wil sê, begin deur tyd saam te spandeer aan die droom van jou gesin. As jy skuldvry wil word, begin tyd spandeer aan die droom met jou gesin. Die evangelie kan nie oor die hele wêreld verkondig word, nie alvorens die kerk die mens sonder skuld is nie. Ons kan nie kwaliteit lewe hê as ons nie sonder skuld is nie. Ons kan nie vry leef as ons nie eers sonder skuld gaan wees nie. Maar kom ons kyk net na die doel van die evangelie. Daar is nie genoeg geld om die evangelie oor die wêreld te neem nie. Ja, maar dis die Here se probleem. Die Here werk deur sy koninkryk. Die Here werk deur jou. Dit is sy system. Dis sy stelsel, dis hoe hy werk. Want die reuse skuldgees het almal in slawerny. So vir die meeste mense om 'n skuld te kom, dink hulle het meer geld nodig. Dis wat die probleem is. Nou wat gebeur? Hulle kry ekstra werk oortyd, soos ek nou gepraat het oor Jan, en nou vind hulle self in hierdie siklus van binding, omdat jy meer tyd met jouself, of jy kan nie meer tyd met jouself of met jou familie spandeer nie, omdat jy in hierdie siklus vasgevang is. Nou kom ons kyk na wat Jesus gesê het met betrekking tot Lukas 4, wat hy sê, die gees van die Here is op my. Kom ons kyk daarna. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Nou Jesaja praat, in Jesaja 10 vers 27, sê hy, van hierdie salwing vir ons beskikbaar is. Hy sê, in die dag
sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. In eenvoud, die salwing sal so vettig, so op jou wees, dat die vyand en skuld geen houvas op jou lewe kan kry nie. En ek gaan dit vir julle verduidelik met die lewe van Dawid. Lukas 4 sê Jesus dat hierdie salwing nou op hom is om vrylating vir gevangenes uit te roep. So as ons op God se manier uit skuld wil kom, is daar 'n gesindheid wat ons moet openbaar. 'n Gesindheid wat ek en jy moet handhaaf. Ons denkpatroon sal moet verander aangaande God se manier. Matteus 6 vers 28 tot 34 sê, maar soek eers die koninkryk van God. Ek weet ek herhaal myself, maar ek wil julle met in die vloei kom van hierdie ding, hoe die woord op beginsel toegepas, precept upon precept. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So weer eens, wat is die koninkryk van God? Die Bybel sê, dis vrede, geregtigheid en blydskap. So wanneer jy in skuld is, het jy nie een van daai dinge in jou lewe nie. So die koninkryk van God is nie tot sy volle potensiaal wat binne jou is nie. Tyd wat gebruik word om oor môre te bekommer, is tyd wat verlore gaan. Jy kan nie tyd met jou kinders spandeer nie, jy kan nie tyd met jou familie spandeer, jy kan nie tyd met jouself spandeer nie, omdat jy altyd so bekommerd is, en nou het jy meer werk, en tyd wat gebruik word om vir die dag van môre te beplan, word nou goed betree, het ons gesien. So ek wil vandag vir jou sê, ons verklaar oorlog teen die skuld. Die koninkryk van God word bestorm. En ons gaan dit bestorm, en ons gaan 'n besit neem wat die Here vir ons het. En dit wat deur Abraham vir ons gegee het, 'n seën, geseën om 'n seën te kan wees. Genoeg is genoeg. God het nie net alleenlik die vermoë om 'n siel van die ewige hel te red nie, maar het ook die vermoë vir ons gegee om finansiëel vry te wees, om die salwing te hê wat skuld gaan delg. Alles in die koninkryk van God funksioneer deur geloof. Alles. Geloof is nie 'n formule nie. Geloof gaan oor Jesus. In Markus 11 vers 22 het Jesus gesê, julle moet geloof in God hê. Nou hoekom geloof? Nie hoekom geloof nie, hoekom hierdie geloof? Dit sê vir ons Romeine 10 vers 17, dat die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Dis hoe hierdie gehoor kom, hierdie geloof kom. Jy hoor, dit wat nou gebeur hier met jou, jy geloof word in jou hart geplant. Dis hoe geloof in jou gebou word. Jy kry geloof, jy kry hoop. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus deur die woord van God. Jy hoor hierdie woord aangaande finansiële vryheid. So ons moet die woord van God aangaande voorspoed hoor, sodat ons geloof daarvoor kan ontvang en kan ontwikkel. Nou wanneer ons geloof het, sal ons geloof ons met die salwing verbind. Ek het nou gepraat oor geloof, gepraat oor die salwing. En wanneer die salwing daar is, het ons gesien, gaan die las van skuld gelig word, die juk van skuld gaan gebreek word oor ons lewens. Verstaan julle hoekom ek nou praat oor geloof en die salwing wat ons en die woord, al daai wat in een is. So wanneer skuld eers in jou lewe vernietig is, sal jy nooit daarin wil terugkeer nie. Waarom? Want jy weet nou na jarelange van soeg en sweet en moeilikheid leef jy nou vry. So kyk hierdie saam met my, wat ek hier aan jou wil verduidelik, wat belangrik is. Want jy moet konsekwent in wees. Ons praat van hoe funksioneer die koninkryk van God. Dit is die salwing op jou lewe wat finansiële voorspoed en sukses aktiveer. Hoor julle my? Die salwing op jou lewe wat finansiële voorspoed en sukses aktiveer. Jy ontvang die woord met geloof, want met die woord kom geloof, en geloof verbind jou aan die salwing, en die salwing speel uit op voorspoed, op sukses. Psalm 126, vers 1 tot 6, titel ek as 'n droom in vervulling. Toe die Here die lot van Sion verander het, wat ons as kerk is, die Sion, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel, toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. O Here, verander ons lot. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai, hy loop aldeur en ween en dra die saadkoring, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Aan die begin is dit moeilik om te saai, want jy doen dit nog vanuit 'n ou perspektief uit, 'n ou
tradisie, waar jy vasgevang was. Maar dis jou proses van vrybreek. Maar wanneer jy met trane saai, sal jy met gejubel maai. Jy sal wees soos een wat gaan droom aan die einde van die dag, sê, hoe het hierdie gebeur? Dit is die Here se toedoen. Die wêreld het sy manier, en dan het God sy manier vandag, familie. Jy kies. Kies vandag die Here se manier. Kies sy manier van dinge doen. Spreuke 10 vers 22, weer eens uit die boodskap uit, dis die seën van die Here wat rykdom bring, en jou gesoeg laat dit nie meer word nie. My gevolgtrekking in hierdie is, 3 dinge wat nodig is, om enige behoefte wat jy mag hê, te vervul. Enige behoefte in jou lewe. Gehoorsaamheid, geloof en koninkryksekonomie. Ons gaan oor alles in detail praat, maar gehoorsaamheid, geloof en koninkryksekonomie. Die proses van skuldkwytskelding. Klaar dit vir jouself in jou gemoed uit, mentaliteit. Jou mentaliteit. Romeine 12:2 het ons klaar aangehaal. Jou denke moet vernuwe. So moet jy met jou denke verander en vernuwe. So alvorens jy die seën van op jou lewe kan hê, moet jou mentaliteit aangaande voorspoed verander. Onthou, wat jy veroordeel, gaan jy verloor. Ons het die eerste dag dit gesê. Jy kan nie dit aantrek wat jy kritiseer nie. So hoe jy voorspoed sien, moet verander. Hoe jy skuld en krediet sien, tekort, materiële goed of geld sien, moet verander vandag. Met ander woorde, as die sisteem, luister mooi wat ek hier wil sê, as die sisteem of die organisasie 'n gees, 'n mentaliteit van armoede het, ek sê hierdie plainweg dat jy kan verstaan, as jou kerk 'n gees van armoede het, 'n mentaliteit van armoede het, kan jy nie gee vir daai werk nie. Want dit gaan tot niet. Dit gaan nie werk nie. Dis 'n gees van armoede. Jy kan nie vir 'n welsynsorganisasie gee wat 'n gees van armoede het nie. Jy kan nie dit wat krom is regmaak met geld, met ander woorde nie. 'n Huisgesin met 'n mentaliteit van armoede en tekort kan jy nie bly geld gee nie. Jy help hulle net verder in die moeilikheid. As mense na my toe gekom het wat op die straat bedel, dan sê ek vir hulle, ek ondersteun hierdie organisasie, dit is waar hulle is in die dorp of in die stad, of selfs 'n gemeente. Daai gemeente help die armes, hulle gee sop of hulle gee geld, gaan soontoe, hulle gaan jou help. As hy nie wil gaan nie, is dit sy keuse, maar hy gaan nie vir hom gee daar op die straat nie. Dis jou antwoord om te gee op die straat. Moenie skuldig voel nie, moenie veroordeel voel, daar's 'n sisteem. So die wat gee en die wat help om vooruitgang te bring en mense te ondersteun en te help, dis waarin jy kan saai. Maar jy kan nie bly gee vir organisasies met 'n gees van armoede nie, of families nie. So ons denke is nie vernuwe ten opsigte van God as Vader wat net die beste vir ons wil hê nie. En tog wanneer ons sondig, veroordeel ons harte ons. En die mense het 'n vrees, 'n bangheid vir God ontwikkel nou, as gevolg van dit. Ons het God beskuldig daarvan dat hy ons haat, omdat ons tekort het, soos ons gelees het uit Spreuke uit. God is nie kwaad vir jou nie. God haat jou nie. God wil jou seën, God wil die beste bring. En ons het armoede en siekte en mislukking bedink, omdat ons gedink het, dis God wat het so wil hê, en nou straf hy ons. En dis nie die waarheid nie. Geld is nie ons probleem nie. Ons dink dis die probleem. As ek vandag vir jou moet vra, wie van julle het dit nodig, en ek skryf net checks uit, weet ek EFT net geld, en ek plaas net vir jou oor, dit gaan nie jou probleem oplos nie. Geld is nie jou probleem nie. Geld kan nie regheid maak wat krom is nie, maar jou denke kan krom maak wat regheid is. Kan die woord van God verdraai. Die waarheid verdraai. Jou denke kan dit doen. Jou openbaring van dit kan dit definitief doen. So, die versoeking om geld te leen sal definitief kom. Dit gaan moeilik wees om nie aansoek te doen vir 'n lening nie. En wanneer ons in die woord wêreld kyk, verwys dit na die sisteem van die wêreld. So kom ons kyk na heiligmaking. In 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 sê dit, soos gehoorsame kinders moet julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. So moenie jou lewe meer inrig soos wat dit was nie. Moenie in daai stelsel vasgevang vir jou sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel, julle hele lewenswandel, dit beteken nie jy moet nou nie make-up dra nie, en jy moet nou so aantrek en so sing en so dra en so praat, dit niks daarmee uit te doen nie. Jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig want ek is heilig. Jou geld in jou hande is heilig, gebruik dit as heilig. Moet dit nie gebruik aan wat onheilig is nie.
Johannes 17 vers 14 tot 17 sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld uit wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, want u woord is die waarheid. So word heilig in die waarheid. Nee, dis weer eens mense, dis nie die uiterlike nie. Moenie iemand oordeel op tattoos nie. Moenie iemand oordeel hoe hulle aantrek of hoe hulle lyk nie. Dit het niks met heiligmaking te doen nie. Heiligmaking is wat binne jou is. Wat dink jy oor God? Wat dink jy oor die koninkryk? Wat dink jy oor jouself? Want Jesus sê so, wees heilig want ek is heilig. U woord, heilig hulle in u waarheid, Here. U woord is die waarheid. Wat 'n openbaring. So hou op om te dink dat geld uiterlik maak jou arm of geld maak jou beter of moenie na die uiterlike fokus nie. Heiligmaking het te doen wat in die binneste is. So as jy 10 karre het, maak dit jou nie onheilig nie. Maar wat jy in jou hart bedink, as jy niks karre het nie, maak dit jou definitief ook nie heilig nie. So ons moet onsself reinig. En dit het 'n tweevoudige definisie. 'n Tweeledige definisie. Ons heilig, om onsself te reinig, beteken dat ons met onsself losmaak. Transformering. Losmaak van die wêreld en oorkom tot Christus, heiligmaking. Deur die woord. En dis wat ek hierso met jou probeer doen. Ek probeer die woord, ek bring die woord aan jou wat die waarheid is en dit maak jou heilig. En wanneer jy heilig is, gaan jy denke vernuwe word en jy gaan sien wat God vir jou instoor het. So, reiniging van sonde beteken jy kom uit die sonde tot Christus. Jy kom uit die patroon van die ou dinge doen in God se manier van dinge doen. Dis beteken dit jy moet jouself losmaak van die wêreldse wyse van dinge doen en oorkom na God se wyse van dinge doen, sy manier. Wend jouself tot God vandag en sy manier van dinge doen. So ons moet ophou om na die wêreld en sy strategie en sy tegnieke te kyk vandag. Hou op om na al die advies van kredieteraadgewers te kyk. Hou op om na al hierdie plannetjies op sosiale media te kyk om ryk te word. Jy moet hier soveel, jy weet, op jou geld sny, gaan hulle vir jou sê, jy kan nie soveel vir die kerk gee, jy kan nie soveel vir bediening gee nie, jy kan nie soveel vir daai mense gee, jy kan nie 'n gewer word nie, jy moet sny. Nee, jy moet nie sny nie. Jy moet eintlik God se manier volg om weer 'n gewer te kan wees. Die finansiële stelsel is 'n ekonomiese wetenskap wat ontwikkel is om die mensdom daarvan afhanklik te maak. Ek het dit al soveel keer herhaal. Ek wil hê jy moet dit verstaan hier vandag. Hy maak jou afhanklik en jou dan uiteindelik in slawerny te dompel. Nou wanneer jy kies om die wêreldse metodes te volg, weer eens keuses nou, moet jy ook die vrug daarvan verwag. Moenie die Here beskuldig oor waar jy gaan opeindig nie. Want dit is die keuse wat jy geneem het. Ons praat hier van vrug. Die wêreldse manier van dinge doen sal nooit God se seën kan klop nie. Jy het dit gehoor? Nooit nie. Die wêreldse stelsel sal nooit God se manier van dinge doen. Sy seën kan klop nie. So kom ek bring hierdie getuienis aan jou. Saad versus handeldryf. Wat bedoel ek daarmee? Toe ek 27 jaar terug, wat ons deur hierdie finansiële krisis gaan ons lewens en ek weet nie wat om te betaal nie, toe begin ek goeders aan my huis, jy weet wat ek gedink het oortollig is, het ek gedink ek gaan begin verkoop en daar was, jy weet, 'n tweedehandse winkel gewees, ek wil nie die naam nou noem nie, wel Cash Crusaders, en ek het al toe gaan en ek wou goeders koop om dit te omskep in kontant, om te oorleef. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek daar staan om te hoor, wat sê hulle my gee hiervoor? Toe sê die Heilige Gees duidelik in my gees my gehoor. Onthou wat ek heel in die begin gesê het, as jy nie gelei gaan word deur die Heilige Gees en verhouding met die Here gaan hê nie, gaan jy nie die Gees van God hoor in jou lewe nie. Hy gaan jou nie lei nie. Dan gaan dit net wette en formules wees. Jy sien hoe die Heilige Gees my gehelp het? Ek het 'n verhouding met die Heilige Gees. Ek hoor hom wat hy met praat en jy kan dit ook hê, want die Heilige Gees sal ons gee. Die koninkryk van God is binne jou. En ek hoor die Heilige Gees daar vir my sê, wat gaan jy volgende maand verruil om te oorleef? Wat gaan jy volgende maand verkoop om te oorleef? En ek besef toe daar, wat hy vir my sê, saad versus handeldryf. En hy sê vir my, ruil hierdie vir kontant,
maar vat die kontant en saai dit, begin God se ekonomiese stelsel aktiveer. Mense het dit my vrygemaak. Lukas 6 vers 38 sê, gee en aan julle sal gegee word. 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is. Sien jy God se karakter reg deur die Bybel? God is 'n God van oorloop, oorvloed. Sal in jou skoot gegee word, want met dieselfde mate waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet word. Met ander woorde, die mate wat jy saai, sal vir jou teruggegee word. Maar die Bybel sê 30, 60, 100voudig. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie. En ek wil vandag vir julle sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Jy kan nie die koninkryk mislei nie. Jy kan nie in twee wêrelde leef nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dis sal hy ook maai. As jy ongeregtigheid saai, gaan jy ongeregtigheid maai. As jy verwoesting saai, gaan jy verwoesting maai. As jy vrees saai, gaan jy vrees maai. As jy ewel saai, gaan jy ewel maai. Dis 'n wêreldse beginsel, maar as jy finansiëel saai, in liefde saai en die woord saai, wat dit ook al is, gaan jy dit maai, want dit is 'n beginsel, 'n koninkryks beginsel. So, wat die Here my daar uit geleer het, toe ek daar by daai pandjieswinkel staan en kyk wat kan ek verkoop om te oorleef, toe sê hy vir my, verkoop dit, en dis wat ek hier geleer het, luister, kyk hierna. God kan meer met jou saad doen, as iets wat jy vir wins verkoop. Hoor hierdie vandag. Ek sê nie dat as jy 'n motorhandelaar het, jy weet, 'n besigheid het, nou jy moenie meer handel dryf nie. Nee, dis jou besigheid en die Here gaan dit seën. Ek praat van moenie iets doen om te probeer om te verkoop, net om te oorleef nie. Omskep dit in saad. Omskep dit in saad. Die vrug op jou saad sal altyd meer wees as dit wat jy vir oorlewing probeer verpand. OK? Elke keer wanneer jy geleentheid kry om iets te verpand versus iets te saai, sal die vrug op wat jy gesaai het groter wees as die verkope. Altyd. Jy sal 'n groter opbrengs toon deur te saai. So onthou, soek eers die koninkryk van God, sy manier van dinge doen. Kyk hier saam met in slotte. Nie voor ons onsself totaal reinig en van die wêreldse manier van doen losmaak nie, sal ons aanhou om die wêreldstelsel te probeer en net so nou en dan God se stelsel 'n kans gee. En dit gaan nie so werk nie. Net laasweek deel ek met 'n besigheidsvrou en ek deel die beginsels met haar en sy gaan kerk elke Sondag, sy post goeders op haar Facebook bladsy. Sy is 'n Christen, sy is lief vir die Here, ek veroordeel haar nie. Sy is toegewyd, maar sy ken nie die waarheid nie. En toe ek hierdie met haar deel, toe sê sy, sê sy, ja, dit is seker wat ons moet doen. Nee, dis nie seker wat moet doen, dis hoe jy moet leef. Jy moet dit van die begin af geweet het. Want Jakobus sê vir ons, in hoofstuk 1 vers 7, in die Passion, when you are half-hearted and wavering, it leaves you unstable. Can you really expect to receive anything from the Lord when you're in that condition? Dis hoekom ek die woord praat. Wat 'n mooi gedeelte. Jou totale begroting sê elke maand dat jy het nie genoeg geld nie. Dit sê jy het meer geld nodig. Die woord sê vir my dat ek moet dit vat wat ek het en ek moet dit omskep en oorswaai na meer as genoeg. En dis deur saai. Dis deur koninkryksbeginsels. Indien ons in die bonatuurlike skulddelging salwing wil opereer, moet ons nou die volgende besluit neem. Nou hier vandag. Jy moet dit neerskryf. Nou hierdie besluit neem. Ek kies om dit volgens die woord te doen in plaas van die wêreldse stelsel. Amen. Seën vir jou. Volgende week verklaar ek weer 'n woord oor jou. Staan in geloof, staan in oorwinning en neem hierdie besluit dat jy gaan nie omdraai nie. Sien jou weer.